Hallo my liewe mens, Ben en Francis Loubser, saam met jou by Jesus in die Braambos. En baie welkom en baie dankie vir al die terugvoering en baie dankie vir die saamgesels en baie dankie vir al die liefde en baie dankie vir al die gebed. Partykeer is dit nodig om, man, dis 'n baie mooi woord, introspeksie, bietjie weer na jouself te kyk. Ek is 'n predikant, jy dalk ook. Jy's dalk 'n diaken of 'n ouderling, jy's dalk 'n bidder, jy's dalk 'n voorsanger, jy's dalk 'n jarelange getroue kind van God. Of so dink ons. En partykeer is dit nodig om te sê, miskien moet ek bietjie kyk hoe lyk ek regtig. Daar's baie gevaarlike elemente in die lewe. Die een is gewoontevormende godsdiens. Ek bid nie meer, ek praat nie meer met God nie, ek bid sommer. Ek bid sommer 'n rympie elke dag, dieselfde tyd, dieselfde plek, dieselfde woorde. Ag, ek gaan nie meer na die huis van die Here toe nie, omdat ek 'n verlange het na Jesus en na die samesyn van mede-Christene en na die praise and worship en die aanbidding. Ek gaan kerk toe as and when. Ek sê ek het God lief met my hele hart en siel en verstand, maar God is so ver, laat ek so af en toe so 'n bietjie van hom vergeet. Ek praat nie eens van my naaste nie, ons huwelike val uit mekaar uit, ons verhoudings met ons kinders val uit mekaar uit, ons verhoudings met mekaar val uit mekaar uit, daar is eintlik niks meer oor nie. Die wêreld val uit mekaar uit. Goed wat verskriklike sonde is, doen ons nou en ons beskou dit as nie so erg nie. Goed wat, as 'n program op TV gewees 'n paar jaar terug, ek het hom gestop kyk want hy was nou taboe. Taboe. Goed wat taboe was, is nou normaal. Jy mag dit doen. En as jy dit nie doen nie, is jy 'n square. Ons moet deelneem aan die lewe, ons moet, daar's niks meer verkeerd om dronk te word nie, dit moet net nie elke dag gebeur nie. Daar's niks meer verkeerd om baie goed te doen, wat die wêreld doen, want almal kan tog nie verkeerd wees nie. Ek glo die Bybel, en ek sal alles doen wat hy sê tot op 'n punt. Dan is daar goed wat ek, liewes dat die bladsy uit die Bybel sal skeer, as wat ek sal sê, hoekom doen ek dit nie? Hoekom is ek nie 100% gehoorsaam nie? Ek verwag 100% gehoorsaamheid van my lewensmaat, ek verwag 100% gehoorsaamheid van my kinders, die mense aan my rapporteer, die mense aan wie ek rapporteer, verwag 100% gehoorsaamheid. Maar met God is dit 'n bietjie anders, want jy sien, hy staan nie langs my en kyk oor my skouer nie. So ek dink dit het tyd geword laat ons sê, Here, is ek regtig nog 'n kind van God? Kan die wêreld dit lees in my lewe, in my lewensomstandighede, in die manier wat ek staan en sit en lê? My liewe mens, ons ken al die goed wat in die woord van God sê. Die woord van God sê, was jy maar warm of was jy maar koud? Maar nou omdat jy lou is. En die oomblik as iemand vir my sê, Ben, jy's lou, dan neem ek eksepsie. Hoe kan jy sê ek is lou? Ek is elke Sondag in die kerk, ek gooi meer as my 10de in, ek loop die 2de myl, hoe kan jy sê ek is lou? En so kan ek vir jou baie groot Christene opnoem, predikers opnoem, mense opnoem in hoë posisies. Ek kan jou ook eenvoudige mense opnoem in die kerk, wat so getrou is en alles reg doen. Maar hulle hart is nie by Jesus nie.
My liewe mens, ek wil regtig vir jou vra, hoe lyk jy regtig? Dan kom 'n tyd, dink ek, dat enige mens moet stil sit. Ek hou daarvan om as ek verjaar, so 'n bietjie time out te vat en hier in my karretjie kamer te kom sit en die deur toe te maak en die musiek sag te sit en te sê, Ben, jy's 'n jaar ouer. Is jy 'n jaar beter? Wat het jy gelos wat jy laas jaar hierdie tyd gedink het verkeerd is? Of doen jy dit nog steeds? Wat het jy gedoen, begin doen, wat jy geweet wat reg is, wat jy nog nooit gedoen het nie? Was daar 'n verandering in jou lewe van laaste verjaarsdag tot hierdie verjaarsdag? Die verandering wat daar was dit positief of negatief? Dink jy het die laaste jaar 'n paar tree nader aan Jesus beweeg, of dalk 'n paar tree verder van Jesus af? Ek doen dit met my huweliksherdenking. Ek sal graag Francis uitvat en in 'n restaurant sit en diep in haar oë kyk en vir haar vra, my lieveling, bly jy nog lekker by die Loubsers? Is dit nog regtig lekker vir jou hier? Geniet jy dit saam met my? Wat doen ek wat jy van hou? Wat ek die vorige jare nooit gedoen het nie. Het ek verbeter in ons verhouding? My manier wat ek met jou praat, my manier wat ek aan jou vat, my manier wat ek jou behandel, is dit beter of is dit slegter as die vorige jare? En dan vra ek dieselfde vraag, wat het ek gedoen wat slegter geword het? Hulle sê, as 'n mens oud word, word jy knorrig en jy word ongeskik. Ek weet van baie ou ooms en tannies wat regtig suur word as hulle ouer word. Ja, ons het pyn, ons het krankhede, ons het siektes, ons kan nie mooi sien nie, ons kan nie mooi hoor nie, maar dis nie genoeg rede om so te wees nie. Daar's iets wat my verskriklik irriteer en ek bid baie daarteen vir myself en almal wat ek ken, is oorige ou ooms en ou tannies. Ek is nou oud, nou dink ek kan vir 'n jong meisie of 'n jong seun sê net wat ek wil, al is dit onder die beld. Ek kan aan 'n jong meisie se bout knyp, want ek is 80, as sy my vloek, dan is dit oukei. As sy sê, dankie oom, is dit ook oukei. Ek kan suggestiewe grappe maak. Wanneer gaan ek en jy bietjie die woord van God hier langs my neersit en 'n stuk papier en 'n teerekening maak? In plaas van debie en krediteure sê ek, die goed wat ek doen wat by die bekering pas. Ben Loubser. Here, kom ek elke dag 1 tree nader aan U? Jy hoef nie 15 tree nader te kom, dit sal baie beter wees. Maar kom jy at least net 1 tree nader aan God? Of dalk nie? Here, hoe lyk ek regtig? Here, wat dink Jesus Christus van my? As jy nou die woord gaan bestudeer, gaan jy sien in die troonkamer sit God die Vader op die troon, Jesus Christus sy seun sit aan sy regterkant, maar Lucifer is ook daar. Gaan lees van Job en dan sal jy uitvind waarvan ek praat. Lucifer is ook daar en Lucifer sê, ek kom van 'n reis af oor die wêreld. En ek het gesien, jy het 'n man met die naam van Ben Loubser. En Roan, en Dani, en Gert, en Susan, en Sandra, en Sonja, en ek het hulle gesien. En ek wil net dit vir U sê, Vader. En hy kla jou aan oor goed wat ek en jy doen en dink dis nie belangrik nie. En Jesus is daar om te sê, nee, wag. Ek dink nie Ben is so bad nie. Hy doen ook dit. Maar dan moet ek en jy vandag sê,
Here, laat ek so bietjie in die hofsaal van die hemel sit, om te hoor, wat is die aankla teen my? Wat is die aankla deur Satan teen my? En wat is u verweer vir my? Doen ek nog die regte goed? Is ek nog met die regte goed besig? Ons kom terug by gewoontevormende godsdiens. Ek is so besig om myself ryk te maak, om myself beter te maak, om myself goed te maak, laat die belangrike goed baie keer agterweeg gelaat word. En ek dink vandag moet vir my en jou amper 'n wake-up call wees. Here, kyk bietjie na Ben vandag. Here, is ek regtig so goed as wat ek glo ek is? En dieselfde geld ook vir, Here, is ek regtig so sleg as wat ek dink ek is? Want baie van ons het geen selfbeeld nie, want ons glo alles wat die duiwel sê. As die duiwel sê, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy's nie ryk genoeg nie, dan gryp ons die geleentheid aan om onsself af te kraak en te minag. Terwyl die woord van God sê, moenie jou geboortedag vervloek nie. Doen ons dit male sonder taal. Hierdie mense wat so gou sê, ek sal selfmoord pleeg, want ek is niks werd nie, ek beteken niks meer nie. Is jy nog 'n ware kind van God? Of is jy 'n goeie kerksmens? Is jy nog 'n ware, die woord van God sê, party sal herders wees, party apostels, party sal, hy gee elkeen 'n opdrag. So het hy vir my en vir jou gegee. Is jy nog wat God jou voorgeroep het en aangestel het, of is jy net nog 'n predikant wat bid, dat jou lewe moet verbygaan, dat jy op pensioen kan gaan? Nog 'n predikant wat sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, dis nie meer die moeite werd nie, dis te moeilik. Ja, ons raak almal moedeloos. Mense sit voor jou, en dan vra hulle vir jou, wat is die beste manier om God te dien? Hoe kan ek tot bekering kom? Wat kan ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dan sê jy, hierdie 5 goed, en jy wys dit in die woord van God, die Bybel vir hulle, en dan doen hulle die teenoorgestelde. Die vrou sit voor my, sy sê, skus tog, hy drink, dan slaan hy my. Ek sê, hoekom sypie slaan jou vrou? Hy sê, sy drink, dan vloek sy my. Maar ons is elke Sondag in die kerk, ons sing, I'm going to heaven. As die rol daar afgelees word, is ek daar. Nou, vir die wat die lied nie reg verstaan nie, is presies wat hy sê. As die rol daar afgelees word, gaan jy en ek, die antichrist, die duiwelaanbidder, die Christen, die wedergebore kind van God, die herder van Jesus en ook die vals herder, gaan daar wees. Maar dit sê nie, ek gaan in nie. Ons gaan almal daar wees as die rol afgelees word, maar gaan jy gereed wees? Gaan jy die een wees wat hoor, mooi so goeie en getroue kind, of gaan jy die een wees wat hoor, gaan weg, ek ken jou nie? Ek is so bang dat ons Suid-Afrikaanse volk het Jesus Christus, God die Vader, die krag, die vuur, die salwing van die Heilige Gees, iewers langs die pad verloor. Nie na 94 nie. Ek dink na 16 Desember 1300 jaar terug, of 500 jaar terug, ek gaan nie nou somme maak. Iewers langs die pad het die kerk Jesus verloor. Iewers langs die pad het die skool en die universiteite Jesus verloor. Iewers langs die pad het die regering Jesus verloor. Daarom sien jy die plakate en op Facebook en ouens wat sê, Suid-Afrika keer terug na God toe.
Yahweh, keer terug na Jesus toe, sy eniggebore seun. Jy hoef dit nie self te doen deur die krag en die salwing van die Heilige Gees. Nooi hom net in. Bekeer jou van wat verkeerd is. Word weer Christen. Word weer wedergebore kind van God. My liewe mens, iewers het ek en jy, want ons is so geneig om te kyk na die regering, na die rolspelers op die groot verhoog, en sê maar hulle dien nie die Here nie. Die predikant is nie waar hy moet wees nie. Die predikant staan daarbo en kyk af en sê julle is nie waar julle moet wees nie. Maar kom ons kyk bietjie vandag na onsself. Here, is Ben Loubser nog waar hy moet wees? Besig met wat hy moet wees, soos u wil hê hy moet besig wees daarmee. Kom, ek worry nou nie oor Francis en my kinders en oor jou en hierdie hordes WhatsApps wat ek kry, bid vir my nie. Kom ek worry bietjie oor myself. Die woord van God sê, as jou oog jou pla, ruk hom uit en gooi hom weg. Hy sê, haal eers die balk uit jou oog, voor jy die splinter uithaal. Kom ons begin vandag by my. Ek kry baie slim ouens wat my graag wil leer woord bedien en leer wat staan in die Bybel en so, en ek waardeer dit. Party is reg, baie min, maar daar is mense wat reg is, en ek verkeerd is. Ek is baie verkeerd, ek maak baie foute. Maar ek wil hê jy moet so oomblik na jouself kyk. Here, is ek regtig so slim, regtig so goed? Is ek regtig 'n wedergebore kind van God? Of was ek 'n wedergebore kind van God baie lank terug, maar iewers het ek u laat val. Iewers het u agtergebly en ek het stadig afgedwaal na die breë pad toe, na die lekker pad toe, na die highway toe. Highway to hell, nie highway to heaven nie. Daar is nie 'n highway to heaven nie. Ek kry maandagoggend, maak ek my selfoon oop, 600 WhatsApps. Baie is jazz. Daarom vra ek altyd, moenie vir my, man, daar's 'n Engelse uitdrukking, useless information stuur nie. Vra vir my, bid vir my, ek wil graag saam met jou bid. Want luister wat ek sê, ek wil saam met jou bid, ek wil nie vir jou bid nie. Jy bid vir jou en ek bid saam. En dan sê mense, ek is in Springs en dan sê ek, in 'n radius van 30 kilos, kom asseblief Woensdag aand bid hiertoe. Die woord van God sê, laat die ouderlinge jou kan hande oplê en ons saam met jou kan bid vir hierdie verskriklike probleem. En dan Woensdag, daag niemand op nie. Ons is wedergebore kinders van God. Kerke maak toe Sondae-aande, maak toe Woensdae-aande. Kerke dreig nou al om net elke tweede Sondag 'n diens te hou. 2 dienste word 1 diens. 1 diens word elke tweede week gehou. Party is al besig met 1 diens 'n maand. En dan sit daar 10 mense. En iemand stuur my 'n WhatsApp en sê, my predikant is die simpelste, vertraagste, stupidste predikant onder die son. Ek sê, hoekom sê jy so? Hy het die Woensdag aand bid hier gesluit en hy dreig om die Sondag aand dienste ook te sluit. Ek dink is baie swak, Pastoor Ben. Ek dink hy's van die duiwel. Ek sê, hoeveel mense is op 'n Woensdag aand daar? Nee, ek weet nie. Hoeveel mense is op 'n Sondag aand daar? Nee, ek weet nie, ek gaan net Sondag aand. Jy moet weet, ek werk hard. Nou, wat dink 'n predikant werk nie? Wil ek amper sê, maak hy helse fout. As jy sterk, groot en sterk is, gaan loop 'n week saam met hom. Jy sal gou hande kan gooi. Maar in elk geval, dis nou besides the point, soos die Engelse sê. My liewe mens, jy's 'n simpel prediker, want jy maak nie meer Woensdae-aande bid hier nie. Maar jy, my liewe mens, jy groot Christen, jy wedergebore op pad hemel toe, stel nie meer belang om te bid nie. Jy stel nie belang om saam te bid nie, jy stel nie belang om vir iemand anders te bid nie.
Ek moet Kobai sê, ek hou nie van Kobai sê nie, want daar is so baie goed wat ek nog wil sê. Ek sal maar sommer weer een opneem. 'n woord en asseblief praat met my, stuur vir my WhatsApp, sê vir my Ben, ek stem nie saam nie, of ek doen dit, bid saam met my, moenie sê bid vir my nie, en asseblief die useless information, verminder dit, die prentjies en al die snaakse goedjies. Here, asseblief, hoe lyk ek regtig? Doen ek nog wat U wil hê ek moet doen, soos U wil hê ek dit moet doen, nie soos ek wil nie, soos U wil geskied, in Jesus naam, amen. 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie vir elkeen wat gaan terugpraat. Positief of negatief, maak nie saak nie. Hoe lyk ek regtig deur God se oë? En baie dankie vir al die bydraes. Dit maak dit moontlik dat ons hierdie program op die lug kan hou. En ja, ons moet mekaar ondersteun in Christelike radiostasies. Ek dink nou aan Joy Radio Station en Hem radiostasie. Ondersteun hulle, gaan soek hulle op Facebook en YouTube en al daai plekke. Heaven Embassy Ministries, dink ek. Nou kan ek nie self die naam onthou nie. My liewe mens, dis goed om met jou te praat. Baie dankie dat jy vir my en Francis bid en dat jy saam met ons inskakel. Baie liefde, Ben en Francis Loubser. Jesus is lig, Eastvale Springs.